Goeienaand, 1 FM luisteraars. Hierdie is 'n voorafopname wat ons vandag doen hier uit die omgewing uit. Ons het 'n baie spesiale gas saam met ons. Hierdie gesprek het ons al probeer in April maand te doen en is nou al September. Ja. En hier is ons nou voor ons oorgaan na ons gas toe. Goeienaand, Sia. Goeienaand Hans en goeienaand luisteraars en welkom hier by ons met koppe by mekaar. Ja, Ja, is ja. lekker as dit lente raak, nee Hans? Wonderlik. Ja, ons sit nou hier buite, wat heerlik is. Maar ons gas, luisteraars, vir die van u wat miskien al van hom gehoor het, Louis Jordaan van Minwater. Waar is Minwater? Suidwes vir Oudtshoorn, 24 km van die dorp af. Kan ons jou vra om net soort van bietjie te gesels oor wie is Louis Jordaan? Waar pas jy in? Hans, ek het geboer. Ek het begin van 94. Maar ek het nie veld groot geword. So waar ek oral gebly het, of dit in die Oos-Kaap, Karoo, Klein Karoo is, waar ek oral gebly het ek in die veld gekom. So, en ek het geen wetenskaplike agtergrond nie. Ek het geen opleiding vir wat ek doen nie. Maar ek ken die veld. Ek het groot geword in die veld. Ek kan oorleef in die veld sonder om 'n dier dood te maak. Ek weet wat ek kan gebruik vir medisyne as ek moet. Ek ken die plante redelik goed. Ek ken die natuurlewe oor die algemeen redelik goed. En dit is waarom hulle my gevra het om as voorligtingsbeampte op te tree vir die Gourits Biosfeerreservaat. Die volle naam in Afrikaans sou wees die Gourits Groep Biosfeerreservaat. Ons gebruik meestal die Engelse naam, Gourits Cluster Biosphere Reserve. Okay. En kort dit af GCBR. So as ek verder verwys na die Biosfeerreservaat, gaan ek verwys na die GCBR. Okay. Nou, ek is ook 'n natuurgids. En 'n natuurgids is 'n storieverteller. So ek hou daarvan om natuurstories te vertel. Ja. As ek mense op 'n toer vat, dan vertel ek hulle stories. Mense onthou stories beter as name. Baie keer kom mense by my en vra vir my, jy het vir ons weet 2 jaar terug of 6 maande terug 'n plantjie gewys en jy het vir ons die storie vertel. Ek kan nie die naam onthou nie, maar ek wil weer daai plantjie sien. So 'n mens hou van stories. En stories kan nou net wees hoekom sy naam so is. Of waarvoor gebruik jy hom? Of iets interessant, wie bestuif hom? Hoe doen hy dit? Hoe word sy saad versprei? Hoekom lyk sy blare so? Hoekom lyk sy saadpele so? Hoekom lyk sy blom so? So ek hou daarvan om vir mense iets te leer, iets te vertel. Maar dit vir my gaan dit om bewus maak. Jy weet 'n mens hoef nie 'n blom se naam te weet om te sien dis 'n mooi blom. 'n Mens hoef nie, ek hoef nie 'n plant of 'n dier of 'n ding se naam te sien om 'n paar stories oor hom te vertel nie. Ja. Ek was in 'n ander plekke gewees, in Kanada en so, wat ek nie hy plante nie ken nie, of feitelik niks van hulle plante ken nie. Maar ek kan vir hulle self stories oor hulle plante vertel. Want organismes doen dieselfde goed, dieselfde aanpassings om dieselfde redes waarever hulle is. So die stories is altyd met ons, die stories praat met ons. Ons moet net ons oë oopmaak en behoorlik kyk. En ook ons ander sintuie gebruik. En ons moet dan so 'n bietjie van 'n breinproses bysit, interpretasie. Ja, wat op 'n ander vlak is. En ek leer mense om behoorlik waar te neem en te interpreteer dit wat hulle kyk, waarna hulle kyk. En as ons jy weet, as ek iets vir jou verduidelik, die helfte van die kere gaan jy vir my sê ook sien. Ja, verstaan. Jy het eintlik nie gesien nie, jy het verstaan. Ja. Nou dis daardie sien wat ek wil tuisbring. Ek wil hê mense moet sien. En die oomblik as jy sien, dan begin hy wow sê en hy begin omgee. En al ken nie die ding nie, maar dan gaan hy nie sommer net enige plek ry of loop of staan of wat ook al, hy gaan behoorlik kyk en hy gaan sien voor hy iets doen. Dis wat ek wil hê. En dit sluit aan by
by my werk en by die visie en die missie van die Gourits inisiatief wat het begin as Gourits inisiatief wat deesdae die GCBR is. Naamlik hulle visie is die mens en natuur in harmonie. En jy kan nie in harmonie met iets leef as jy dit nie jou eie maak nie. Ja. As jy nie jou vereenselwig daarmee en probeer inpas daarmee, nie jou impak versag. Nou, ek wonder, jy sê jy leer mense en jy het gesê jy het ook die formele onderrig gehad, maar wie het vir jou geleer? Hoe het jy geleer? Kyk, my pa het die veld goed geken. Ek ken die plante baie beter as hy. En ek ken voëls baie beter as hy. En omdat ek my daarop toelê, is my werk in elk geval vandat ek meer as 30 jaar terug hier begin het ek byvoorbeeld ek wou 'n planthuis opstel vir my plaas. En ek kom toe agter met die gewone name, die volksname kom ek nêrens. Want dit wat ek ken as so 'n plantjie, hy naam kry ek in 'n boek. En op die ander volgende plaas en 2 plase verder het hy nog 3, 4 ander name. So ek het die goedse botaniese name geleer. Daai Latynse name. Ja, ek het 'n bietjie Latyn gehad in universiteit. O ja. So die name het my nie sleg op die oor geval nie. Ek het my nie doodgeskrik as ek die naam hoor, ek sê nie die mense vloek my nie. So en ek verstaan wat baie van die name beteken. Ek kan bietjie ek kan so 'n bietjie uitreken wat kan die naam beteken. Geef ons 'n voorbeeld. Kyk, baie van die plante is na mense en plekke vernoem. Dit vertel jou niks van die plant nie. Maar baie van die plante is vernoem na een of ander eienskap van die plant. So as hulle praat van kyk die genus, julle weet verstaan mos 'n genusnaam en 'n spesiesnaam. Spesies is twee goed wat dit presies dieselfde is. Naverwante spesies wat naverwant is aan mekaar, dit behoort aan dieselfde genus. Genera wat naverwant is aan mekaar behoort aan dieselfde familie. So kry jy byvoorbeeld die Madeliefie familie, die Daisy familie, kry jy Vygie familie, die Plakkie familie en so kan jy aangaan. Alwyne is hulle ook 'n familie. Alwyne is ook in 'n familie, maar daar's baie ander plante saam met hulle in die familie wat nie alwyne is nie. Maar om terug te kom na jou vraag, baie van die genera is ook vernoem na een of ander eienskap van die plant, maar baie is na mense vernoem. Soos byvoorbeeld poprosies. Wat ons weet is so klein rooi blommetjie en baie geel blommetjies en wit blommetjies, maar is pragtige goedjies klein. Hulle is soms net 'n sentimeter of minder in deursnee elke blommetjie. Hulle genus is Hermania. Maar die spesiesnaam van eenetjie wat die ou mooi rooietjie is Filifolia. Beteken 'n dun blaartjie. Okay. So Filifolia. ja, en dan byvoorbeeld dis 'n ander genus is Terronia wat baie volop is by ons. Een van die volop plante veral in die westelike Klein Karoo, maar by ons ook is 'n skolsbos. Nou sy spesiesnaam Terronia, sy genus is Terronia, sy spesiesnaam is Palens, verwys na sy wit stammetjies. Party mense noem hom witgatbos. So as 'n mens daai koneksie kan maak dit 'n bietjie makliker. En Jan Vlok het my eendag gesê die eerste 20 name is die moeilikste. Daarvan begin hulle beter val op die oor. Ja, ek kyk nou net in my tuin hoe ek nog sukkel om net die bome se name te onthou. Daar in die Westerkom partytjie daar, ek ken nogal bome. Dan sê ek vir my as ek neerby kom kry, dan sê ek nee, ek kan nou nie onthou nie. Ken jy die bome se name wat daar om jou staan? Ek lag ook want ek dink as ek gaan blommetjies koop by die kwekery, dan koop ek volgens wat mooi lyk en wat ek al gesien het. Maar my tuinman vra dan, ek het nou so 'n blommetjie gekom en sê ek weet nie wat is die naam nie. Maar dit is mooi. Dit is net soos wat jy gesê het. Elke ding is mooi, maar elke ding het sy eie naam. Ons gaan dit ken want dit is mooi en ons gaan volgens die storie. Daar's baie name, baie historiese name. Ja. Met plantname, diername ook, maar plantname, baie stories. As ek julle van my huis af is 'n 800 meter hier van vra om saam te stap, dan kan dit maklik 6 ure later wees wat ons hier kom. So. Ek kon die laaste keer wat ek hier was, toe het ons gestap in April maand en ek dink ons het 'n uur gestap en ons was al 100 meter van die huis af. Ja. So as jy die plante kan waarneem
In sielkunde praat ons baie keer waar ons twee nou vandaan kom is wat beteken jou naam? Nee, as ons Louis, waar kom jou naam vandaan? Is jy Louis? Jy weet en dis nogal 'n interessante gesprek om met kliënte te hê. En ek dink dis nou wat jy nou van praat met die plante is, jy weet as jy Ek het 'n aanbieding wat ek doen. Ek doen PowerPoint aanbiedings ook, praatjies en aanbiedings. En een van hulle gaan oor plantname. En ek hou jou so amper 1,5, 2 ure besig net met plantname. Weet as ek vir jou sou sê, gaan jy snaaks dink as ek jou nooi vir ontbyt in die veld. En as jy nou skeef kyk vir my, dan gaan wys ek jou, kyk hier, hier is jou spek, daar is jou brood, daar is jou tee, daar is jou pap. En so kan het aangaan. Dan noem ek my die plante se name, jy weet so. En dan sê ek vir jou, maar so 'n bietjie later sê ek vir jou, maar kyk, ons is nie alleen in die veld, jy weet. Hier staan 'n paar diere vir ons te kyk. Kyk, daar is 'n olifantjie en daar so is die een en daai een en ek sê 'n party van die diere kry weg, jy weet, kyk, daar sien ek 'n vark se stert en 'n babiaan se oor en 'n vark se oor en 'n volstruis se toon en 'n volstruis se oog en so kan ons aangaan. So daar's baie 'n historiese name. Is nogal party is natuurlik tong in die kies. Ja. Maar ek maak ook gebruik daarvan want kyk so ek sê baie plante het baie name. En die alternatiewe name is partymal baie snaakser as die algemene naam wat gebruik word. Maar ja, ons dwaal nou baie af. Ek wil graag, kan ek jou vra, dis van jare is besonder groen. Toe ons nou hiernatoe ry, toe sê ek wil vir Louis vra, wat dink hy van die groenheid? Maak dit jou hart bly of? Natuurlik, enige mooi lente is mooi om na te kyk. En mooi om te ervaar en dis kyk jy het nou ingery toe die son al sak. Ja. So die baie blomme is al toe. So as julle nou so uur of 2 vroeër was, dan sou julle baie meer gesien het is nou. Ons het vroeg baie reën gehad. In die herfs en vroeë winter baie reën gehad, maar toe het hy nou afgebreek. Ons lente kon beter gewees het. Hy is nie so nat soos verlede jaar se lente nie. Ons het baie minder reën gehad verlede jaar, maar meer uitgesprei. Ja. Maar wat vir my meer verblydend is van 'n lente soos die ene is daar baie blomme, gevolglik baie saad wat gaan vrygestel word. En ons sal net nou kom by veld en hoe weet jy wanneer is veld goed en so aan. Maar dit is veral jou weidingsplante wat baie swaar gekry het oor die jare. Wat 'n mens wil hê moet blom en saad maak en terugkom. Maar ek sal terugkom daarna toe. So ja, ek om meer as een rede geniet ek enige mooi lente. Okay. So die beginsel van dat die oorlewing van die sterkstes en as dit 'n droogte is. Nee, wie sit by een of ander slim ou, ek is nou nie seker of dit Einstein is of Darwin. Darwin. Ja, wat gepraat het oor evolusie. Ja, is Darwin wat gesê het, dis nie die sterkste van 'n spesies wat oorleef nie. Dis iemand die beste aanpas by verandering. Die beste aanpassing by verandering. Ja. Is Darwin, ja. Nou baie ons hou nie van Darwin nie en hou nie van sy teorieë nie, maar daar het hy 'n waarding gesê. Ja. Ons moet 'n breek vat. Ja. Sien as jy vir ons 'n liedjie sê wat ons moet luister. Ja, kom ons luister na een van Leonard Cohen se liedjie van You've Got Me Singing. Daar sê. En kom weer terug luisteraars. Ja, ons gesels hierna 'n bietjie oor hoe weet ons wanneer die veld gesond is. Soos ek sê, ek het groot geword in die veld, ek is lief vir die veld. Ek stel van kleins af van alles belang. En dit is maar 'n stokperdjie wat 'n werk geword. So ek lees baie oor goeters en ek praat met mense. Mense wat meer weet as ek, of selfs minder weet as ek ook, want 'n vraag kan jy in die ding sit en jou leer. Ja. En ek is eintlik myself geleer in 'n groot mate. Waarneming en interpretasie. Want dit het, soos ek net nog gesê het, om behoorlik te kan waarneem,
en interpreteer is vaardighede wat enige mens mee kan doen op alle vlakke van die lewe, nie net in die natuurlewe. Ek het net toe gewonder en ek wou die vraag vra, is dit 'n liefde wat ontwikkel het? Is dit 'n liefde wat van die begin af was en gegroei het in terme van jou liefde vir die natuur en vir plante? Soos ek gesê het, vanuit my verstand het ek kom ons nie veel. Ja. En natuurlik het 'n mens se perspektiewe verander, soos wat jy groter word en ouer word en meer leer. Jy verstaan dinge beter en interpreteer gevolglik beter. So daar's baie dinge wat vir 'n mens aanvanklik onduidelik was, wat nou amper soos 'n oopboek is. En ander goed is wat natuurlik, daar's goed wat die experts mee sukkel, wat hulle nie kan verstaan nie. Dis byvoorbeeld baie van die blommetjies wat hulle nog nie weet wie bestuif hulle nie. So hulle is kort studente wat kom navorsing doen oor om vas te stel wie bestuif hierdie blom. Of hulle vermoed dat wat dit kan wees volgens die bou van die blom, waar hy sit naby die grond, bo in die lug of whatever, of hy ruik lekker saans of wat, en hulle vermoed dis byvoorbeeld muise of motte of vliee of whatever, maar hulle het geen bewys daarvoor. Dis baie wat ons nog nie weet nie. Ja, so baie wat ons nog nie weet nie, wat om ons is. Jy weet hulle DNA het natuurlik die proses bietjie op die rug gegooi. Maar hulle ontdek gedurig nog nuwe plantspesies in die Weskaap. Dit laat my dink aan wat ons nou gesê het van evolusie. Nee, aanpassing om te... Maar jy weet net oor in goed so verspreidingsgebiede van plante byvoorbeeld. Ek kry kolkot goed wat hier groei wat nie veronderstel is om hier te groei nie. Maar dis nie waaroor dit gaan nie, dis net mense niemand het dit nog aangeteken nie, of gesien of aangeteken nie. Dis hoekom hulle nie weet daarvan nie, daarom dink hulle hy kom hier voor nie. Hulle sê byvoorbeeld 'n plant groei net in die westelike Klein Karoo, die Smit van Wekstop area. Dan sê ek maar, waar jy die foto geneem? Nee, by my. En ek sê vir hulle, nie soos maar jy sinne van die goed. Ja. Sy het nie per ongeluk hier aangekom nie. Nee, hulle was maar nog altyd hier. Jy kan, kyk, om regtig te weet wat als in die Klein Karoo groei, moet jy letterlik op elke plek gewees het. En niemand kan dit doen nie. Ja. So mense gaan maar op areas, jy gaan oor assosiasies met ander plante en al baie faktore wat bepaal watter plante waar groei. Ja. Soos weet wat nou maar klimaat, helling. Ja. Wanneer die reën kom en daai tipe dinge, verstaan en die grondtipe en klippe. Weet party plante groei net tussen wat klippies, en ander groei net tussen klippe teen 'n randjie en so voort dat dit aan ander groei net weer op diep grond langs waterlope. Ekskuus dat jy daarvan praat, weet jy nie rede pop. Die klapperbos. Ja. My oulede pa was sy gunsteling plant gewees hier in ons omgewing. Maar jy kry hom ons nie geplant nie. Ek weet nie. Nee, jy kan hom nie verplant. Of selfs van saad van saad. Nee, jy plant hom in hierdie klein swart sakkies. Ja. En wanneer hy nou groot genoeg is om uitgeplant te word, die voorbeeld die skreeuse wilie. Gewone wilie. Jy plant hom in hy sakkie en wanneer hy groot genoeg is om uitgeplant te word, dan vat jy 'n skerp mes, baie skerp mes of 'n lemmetjie en jy maak 'n paar snytjies in die sakkie en jy vat hy sakkie en die plantjie al jy sit hom net so in die grond. Jy haal hom uit. Ja, en daar is jy wortels. Dit geld vir baie van ons bossies. Vetplante is 'n ander storie, maar ek praat van die streekies en so. Nie vetplante. Ons sal 'n bietjie vir die luisteraars vra om dit te beproef en vir ons te laat weet. En ons kan dus vir jou kan kom sê, terugvoer gee. Dan het jy reg gedoen. Kyk, natuurlik niks wat 'n mens plant, as jy 100 of 1000 appelkoesbome plant, gaan party van hulle seker vrek, verstaan jy? So dit is nie. Dis nie te sê dit gaan 100% elke slag met elke plant werk nie, maar dis jou beste kans en dit sal werk. Louis het vroeër gesê dat as ons jou nou hier moet los waar ons nou praat, dan sal jy oorleef. Natuurlik sal jy huis toe kan loop, maar jy sal kan oorleef in die natuur. Wat eet jy? Wat eet jy nie? Wat gebruik jy vir medisyne? Kyk, kom ons staan hier stil by die eetbare plante. Ek leer mense nie graag tensy hulle klaar die veld goed ken.
leer ek hulle nie wat hulle kan eet nie. Hmm. Want dit is 'n gevaarlike spelletjie as jy nie die veld ken nie. Jy weet as jy klaar, jy gaan ook die veldkos begin eet as jy nog honger is. Ja. En as jy dalk dors is ook nog. Ja. As jy dors is, moet jy nie eet nie. Want jy gaan net nog dorser word. Daai storie dat jy van plante af genoeg water kry, ons wat verwesters het, nie in die veld bly permanent nie. Jy het water nodig. Okay. En jy weet, jy moet nogal 'n taamlike klomp moeite doen om 'n liter water te kry. Ja. En plante uit. So dit is meer 'n foefie as iets anders. Na my mening. Ander mense gaan met my verskil. Maar hierdie ding wat jy nou 'n kangaroo uitgrawe en nou het jy net so 'n kan water. Is nie waar nie. Is so goed jy probeer water trek uit 'n aardappel of 'n patat, verstaan jy? Ja. Daar's my 'n bietjie in. Ja, 'n klein bietjie. 'n paar lepeltjies vol water, Ja. verstaan jy? Vir ons wat gewoond is water drink wanneer jy wil is werk jy. Okay. Jy moet gewoond wees om met min water klaar kom. Dan sal jy dan jy 'n kans, maar ons wat dit nie gewoond is nie, jy gaan maar sukkel. In die volgende plek mense ken die veld nie goed genoeg om te weet wat jy kan eet en wat jy nie kan eet. Want baie van die goed wat jy kan eet lyk amper identies aan 'n ding wat jy nie kan eet nie. En as jy nou klaar verswak is en jy sit net jou maag aan die gang. Jy hoef nie giftig te wees nie. Jy kan net jou maag aan die gang sit. En begin van die aprikoosseisoen nou, al weet jy hoe loop die kleintjies met hulle broek oor hulle skouers. Hulle maag werk. En eet groen aprikoosse en so aan. En groen pere en so kan jy aangaan. Nou as jy klaar geswak is en jy klaar watertekort, jy sit jou maag aan die gang as jy dood. Jy dehydreer net so. Ja. So dis 'n gevaarlike spelletjie. Jy weet ek vra baie vir mense wat wil hê ek moet hulle leer oor die eetbare goed. Ek vra hoe lank jy dis van 'n suurstof lewe? Sê seker so 'n paar minute. Sonder water? Nee, jy mooi werk, so 'n paar dae. Ek sê sonder kos. Nie oor wêreld dis lank. Ek sê nou hoekom wil jy weet wie jy gevreet? Konsentreer liewer op watter rigting is noord of suid of so. En die plante vertel dit ook vir jou. Plante en ander organismes, hulle vertel vir jou waar suid en noord nie. Kompas presisie, maar nagenoeg. Ek sê wat is die eerste ding wat jy doen as jy verdwaal in die klein karoo? Ek sê jy klim op een van hierdie hoë koppe en jy kyk waar jy is. Ja. Ek sê daar sien jy 'n pad en daar's 'n rivier en daar's 'n huis. My wêreld, daar's die dorp. Ja. Jy weet so dis 'n stupid oefening om vir mense wat moet oorleef in die veld te leer wat jy kan eet. Jy kan 2 weke sonder kos klaar kom en niks voorkom. Net so akkies. As jy water het en hy het skuiling en hy het sy rigting wat jy kan neem en jy loop op die regte tye van die dag en gaan jy eet. Ja. Dis nêrens nie dink oor wat ek nie in 'n dag kan uitstap. Nou, ek praat van 'n plek wat ek kan hulp kry, verstaan? So dis nie nodig om dit te weet. Dis lekker om dit te weet, interessant om dit te weet, Ja. maar is nie nodig. Maar wat is nou byvoorbeeld, ek dink Sia is geïnteresseerd om te hoor oor wat is daar byvoorbeeld wat 'n mens kan eet, wat 'n mens nou nog wat 'n mens kilojoules gaan gee. Die volgende wat ek wil sê. Alles wat 'n mens die veld kan eet, is vir ons, soos ek sê, ons verwesterse tonge, is nie noodwendig lekker nie. Jy kan eet waar jy nie siek of dood maak. Nie waar jy lekker is. Dis min kos, is 'n paar basies wat jy kan sê wat alright is, wat lekker is. Party is baie lekker, party hy's gangbaar. Maar Noem besie byvoorbeeld. noem besie is lekker, 'n bali besie is lekker en 'n dopprentse besie is lekker, maar dit is as aan een van hulle. So 'n bietjie. As amper niks om te eet. Ja. Om kos te soek in die veld vir net vir een mens om te oorleef is 'n voltydse werk. Val dat jy 'n bietjie verskeidenheid soek. Is dit? Ja. En mens wil ook nie elke dag groenbone eet nie. Ja. Of elke dag ertjies eet nie. Of pompoen eet nie. Ja, jy wil hom so 'n bietjie wissel tussen die spul, verstaan jy? So ja, en dan soos ek gesê het, die volgende ding is, hier is wel geweldig baie gifgoed. Wat vir alles jy nie gewoond is om goed te eet, wat vir jou groot probleme gaan gee. Party dodelik giftig, party kan jou net siek maak. As jy klare probleme het en jy word nie siek, as jy groot probleme. Ek moet sê dit maak vir my absoluut sin. Ek dink as 'n mens dink aan wat mense nou doen intermittent fasting, hulle gaan vir
vir ure sonder kos, hulle gaan vir dae of weke sonder kos en hulle oorleef en dan maak dit vir my absoluut sin in plaas van om vir kos te soek. Soek 'n pad uit die bos uit of soek 'n pad net na hulp toe. Dit maak vir my heeltemal sin. Maar nou weet ek ook, Louis, daar is mense wat in die natuur ingaan wat medisyne gaan soek Ja, om nee, huis toe te bring. kyk, bossie medisyne is net so goed soos baie van die medisyne wat ons by die apteke koop. Ja. Want dit is dieselfde ding. Dieselfde aktiewe bestanddele. Maar nou weer eens. In die eerste plek moet jy weet wat jy kan gebruik. Waarvoor jy het gebruik. Hoeveel? Hoe, ja, kom daarby. Watter deel van die plant gebruik jy? Okay. Hoe wend jy dit aan? Inwendig smeer jy dit aan? Wat maak jy? Want dit goed is erg giftig. Jy kan hom nie, jy kan hom buite aansmeer, maar as jy hom inwendig wil gebruik, moet jy baie versigtig wees. Ja. En dan moet jy weet hoe om voor te berei. Moet jy hom trek in water, moet jy hom trek in brandewyn, moet jy hom trek in asyn, moet jy hom kook, moet jy hom koue water trek, moet jy hom net so eet, moet jy hom aansmeer. Moet jy hom die een kan jy op 'n wond sit. Jy kan hom nie inwendig gebruik nie. Daai ene kan jy druppeltjies in die oor gooi. En die ene kan jy gebruik vir tandpyn en so kan dit aangaan. Maar jy moet weer eens, jy moet 'n goeie kennis hê van wat jy kan gebruik en hoe jy dit gebruik. En natuurlik die dosis. Ja. En dan onthou plante wat in verskillende areas groei. En dis geneties in die plante. Dit is nie niks te doen met die grond waarin hulle groei nie, maar dis hulle het geneties al aangepas of verwyderd geraak van mekaar. Hulle is nie almal ewe giftig of ewe potent. Okay. So jy kry baie keer dat 'n ou wat gewoond is om in die Vrystaat 'n ou te dokter gaan na byvoorbeeld Natal toe of na Makoland toe of Klein Karoo toe, 'n dokter hy ou met dieselfde plan met dokter om dood. Ja. Want die dosis is nou skielik sterker of die dosis werk nie want hy is te flou. En so kan ons aangaan. Weet daar is ook verskille wat daarin maar by die meeste plante is dit nie so 'n probleem maar dit kan ook 'n probleem wees. Maar daar is goeie medisyne in ons veld. Ons gebruik self bossie medisyne. Nie groot verskeidenheid nie, maar ons gebruik ook bossie. Soos wat sal jy nou gebruik, Louis, vir jouself? Wat Nee, ons het nou gepraat oor muskietbyte. Ek is nie geplou, ek smeer vir myself bitterman goed aan om muskiete te keer dat hulle my byt. Ek smeer Copiva aan waar hy my gebyt het, hout op jou. wat? Copiva. Dis so 'n klein plantjie met so 'n vet plantjie. Ek weet het Lennon druppels het hy balsa Copiva nie. Hulle het ja. Wat hulle lekker in alkohol geweek het. Ek weet nie wat hulle alsvan gemaak het nie, maar in elk geval as ons keelseer het dan gebruik ons 'n bietjie heuning en hulle als. Ja. En so as jy hele paar ons gebruik so 'n klompie goed. Okay. En dan gaan hulle gewoon vars pluk in die veld of hou Ja, julle dit ons aan het die 'n plant in ons tuin. Ons het 'n plant in ons tuin ook geplant. Okay. Dat jy kan sommer nie ander flits gou gaan gehaal stel. Okay. Ja. Louis, iets wat ek vreeslik geïnteresseerd in is jy vertel jy doen die omgewingsbewaring, maak boere bewus van hoe om hulle veld gesond te maak of gesond te hou. So vertel net vir ons 'n bietjie daaroor. Hoe weet ons as veld gesond is? Hoe maak ons veld gesond? Kyk, daar is baie dinge wat die ouens doen en wat hulle mense vertel en so aan. Ek probeer dit so eenvoudig as moontlik hou. Ek sê vir mense, in die eerste plek kyk ek klassifiseer plante. Ek self ek hou van die klassifikasie. Party ons gebruik 10 punte en so al sulke goed. Ek gebruik 5. Waar 1 en 2 is jou gifgoed en die goed wat nie geëet word nie. 4 en 5 is jou topweidingsplante. 3 lê in die middel. So ek probeer vir die mense leer, hulle moet kyk wat is hulle 4's en hulle 5's, sien jy? Hulle topweidingsplante. Ja. En jy kyk na jou veld en jy soek jou topweidingsplante, is hulle daar? En watter toestand is hulle? Is daar kleintjies? Kry jy goed kans om te blom en saad te maak? Want jy sien is baie boere wat lente soos nou wat die veld vol blomme is, nou ja, hy sê vee in die veld. Oh, I see. En 'n paar dae later is daar geen blom oor nie. Sy hele saadtoes is opgevul. Ja. Hy gaan nie weer opkom nie. Nee, hy gaan So die saad is nou weg, so hy het niks skade gedoen. Dis reg, die plante wat daar is, die paar wat daar oor is, gaan nie vervang word nie.
En geen plant leef vir ewig nie. Party word baie oud, maar hulle Ja. leef vir ewig nie. So jy kyk daarna, na jou weidingsplante. En dan kyk jy na jou 1s en 2s. Is daar oormatig baie van hulle? Of is daar min? En watter toestand is hulle? Is daar saailinge van hulle? En so kan jy aangaan. Jou 3's is ook 'n baie goeie aanduider. Is 'n plant wat geëet word, maar is nie jou heel smaaklikste plant. Ek beskou 'n spekboom en 'n guarri byvoorbeeld as 3's. Okay. Baie ons sê spekboom is 'n top weidingsplant, dis nie waar nie. Okay. Ek glo dit nie. Ek sien te veel dat spekboom die ander goed word gevreet, dan word hy Dan word hy. ja. So ek lê hom so in die middel rond. So as jy 3's begin pak kry, dan weet jy jou 4's en 5's is weg. Ja. Of in 'n baie swak toestand. I see. Ons moet gou vinnig net 'n musiekbreek vat. Maar moet asseblief nie vergeet wat jy nou gesê het nie, Louis. Ja. So ons luister na Bok van Blerk se Dis tyd om te trek. Dit om te trek, ons luister. Ons praat met Louis Jordaan hier in Minwater. Min water. Ja, ek was nog nooit hier gewees nie. Net een van die plekke in die klein Karoo met die regte naam. Ja, Ja. ja. Nee, om voor te gaan, gaan ek net so een trappie terug gee. En ek wil sê ek leer die mense oor veldbestuur. Of jy met veeboer of wildboer, jy moet jou veld bestuur. En jy kan nie jou veld bestuur as jy nie waarneem en interpreteer nie. En jy moet interpreteer of waarneem en interpreteer wat ek nou gesê het oor die plante. So, jy weet, hulle het eendag vir 'n oomie gevra, waarmee boer hy? 'n joernalis nogal. Vra van waarmee boer hy? Hy sê boer met hy aan die Vrystaat, hy sê boer met gras. Met gras sê die ou. Ja, wat dink jy vreet my skape? So ons boer moet ons diere se kos. So jy moet hulle kos bestuur. Soos wat jy met 'n land maak, 'n skape en goed wat op 'n land loop, jy laat nie hulle sering doodvreet nie. Jy laat hom net vreet dat die losering se groei nog daar is en haal jy hulle af. Ja. Anders dan moet jy nuwe losering plant. Wat jy nie in die veld kan doen nie. Dit is so maklik. So jy moet jou veld bestuur. Net soos wat jy jou kombuis bestuur. Alles. Jy moet 'n goeie bestuur is maak jou lewe baie makliker en die natuurlewe ook baie makliker. Wat is die rol van heininge? Wat 'n Nee, die impak wat jy moet jy vra. ja, die impak van heininge. Ja. Dis die kruks van die hele besigheid. Die mense sê hulle boer met wild, dit is goed wat natuurlik hier voorgekom het. Voor draadhouing. Draadhouing se oorsaak, as jy wild nie kan oorspring of deurkruip nie, dan moet hulle bestuur word. Dan moet jy jou veld bestuur en in die proses jou wild bestuur of jou vee bestuur. Want jy sien die goed het die manier om meer te word. Dis As jy kry 'n deskundige wat vir jou sê, jy kan siffer van die diere, siffer van daai diere, ons praat van wildboerdery, spesifiek. Siffer van die diere, siffer van daai diere, siffer van daai diere, siffer van daai diere aanhou. Nie een nie. Party ons gaan nou een in plaas van of 'n kombinasie, weet jy. Hy het 'n wildstapel, nie 'n jy weet 'n wildstapel bestaan uit sy wildstapel bestaan uit verskillende spesies. Maar hulle word almal meer. Ja. So hy stok op maksimum. En nou 3 jaar later het hy, dit is so lank is, maar het vat nou maar 3 jaar later die dubbel so veel wild is wat hy ingesit het. Hy is totaal oorbevolk met sy wild. Wat is die gevaar van 'n oorbevolkte? Ek sal nou verduidelik. Nou die gevolg is dat die draadhouers keer die diere vas, hulle kan nie uit nie. So hy moet hulle bestuur, hy moet hulle getalle bestuur. So hy moet hulle gedurig op die vlak hou. Nou ek probeer altyd vir die mense sê as jy 'n fout wil maak met jou wildlading of veelading of so, doen dit na die konservatiewe kant toe. Want jy moet stok vir die droogtes. Jy moet soveel diere aanhou dat jy 'n droogte kan hanteer. Nie in 'n mooi jaar soos nou in verlede jaar nie. Dis bonusjare. Weet in die klein Karoo kry ons op 'n langtermyn gemiddeld sê maar min of meer 2 goeie jare in 'n dekade. En baie van ons bossietjies het ten minste 2 goeie seisoene agter mekaar nodig om te oorleef.
hoe verstaan jy hoe delicaat die besigheid is, hoe belangrik dit is om veld reg te bestuur. En nou dis nou waar draadtenings, soos ek sê, waar draadtenings inkom is, die diere word vasgekeer. Vroeger as die kos op is, dan loop jy na 'n ander plek toe. Die oomblik as jy 'n hoë wildkenning omsit en jy keer jou koedes die elande vas in daai klas wild, dan moet jy hom goed bestuur. En dit is nou waar wat om terug te kom na jou evaluasie van die veld. Waar jy kyk watter plante is nie daar nie wat daar moet wees, of is daar in 'n swak toestand of is daar in 'n goeie toestand, jou weidingsplante, jou top weidingsplante. En daarvolgens moet jy jou veld bestuur. Jy kyk na jou 4's en 5's, jy kyk ook na jou 3's, jy kyk na jou 1's en 2's, jy moet na alles kyk. As jy byvoorbeeld vir Oudtshoorn of Calitzdorp se kant toe ry, tot daar diskant Calitzdorp, is feitelik alles wat jy reg langs die pad aan die kant die draad sien is pionierplante. Is nie plante wat daar moet wees nie. Die velde is almal oorbeweeg gewees jare lank al. Onthou, die mense boer al met vee van baie honderde jare terug. Die mense met hulle osse was so goed het die ingekom met nog groter troppe vee. Ek het nou eendag met 'n ou gepraat, hy sê hy het 7000 hektaar plaas nie. Hy sê sy oupa het behalwe die ander diere wat hy gehad het, net Angora bokke 7000 gehad. En alles op die plaas is word nie bewy nie, is landerye en is dit en is dat, verstaan jy? So hy veld is totaal oorbewy, totaal vir jare lank oorbewy. Nou sit hy met 'n probleem, hy het nie kos vir sy diere nie. Dit is sommer net 'n effense droogte, hy het nie kos vir sy diere nie. So wat is die ek wil nou sê benchmark, of wat is die goue reël vir hoeveel vee moet daar op 'n spesifieke... Nee, dan, kyk, dit is een probleem in die Klein Karoo. Ons plante groei is nie eenvormig nie. Ons sê hy is kollerig. En jy nou uitstap hier so uit onder die bome uit, dan kan jy gaan kyk. As jy sien die suidehelling van die rand lyk totaal anders as die noordehelling. Die vlakteveld lyk totaal anders as enige een van hulle twee. Jy moet elke kamp op elke plaas moet jy gaan evalueer en kyk wat groei daarso en watter plantegroei tipes is daar en jy moet daarvolgens moet jy jou vee of wildstapel bepaal. Jy kan nie sê ek het 1000 hektaar, ek het argumentshalwe 20 of 30 of 40 of 50 afhangende van watter plantegroei tipe daar is, hektaar nodig vir een bees nie. Dit hang van die hang van elke plaas en elke kamp op elke plaas by 'n keer af. Wat jy kan aanhou. Dit is 'n deskundige se werk om dit uit te werk. Dis nie sommer net nie. Ja, ek verstaan. Ja, so dis 'n moeilike een. Hier's plekke waar jy byvoorbeeld eland en 'n bees is baie na mekaar en hoeveel veld jy nodig het vir. En hierso is plekke wat jy 30 kan wegkom met 30 hektaar vir 'n eland, en hier's plekke wat 60 hektaar ten minste. So, is die boere ontvanklik vir hierdie tipe gesprekke? Man, weet iets wat dikwels vir my gesê word, kyk 'n ou wat sy veld deur sy agterin trek, hy wil my nie daai nie. Hy wil nie hoor wat ek vir hom sê nie. Ek kan tog nie vir hom lieg nie. Ek moet vir hom die waarheid vertel. Ek moet vertel wat ek sien. Ek kritiseer hom nie, maar ek moet tog sê wat ek sien. En hy wil dit nie hoor nie. So hy sê vir my, man, my oupa het hier geboer, my pa het hier geboer, ek boer al jare, so ek weet om te boer in die Klein Karoo. Hier's baie boere wat daai ou ding het. Hier's baie ander boere wat wel baie ontvanklik is. Hier's mense by wie ek kan hulle, het kos hulle niks nie, om hulle te besoek en hulle bietjie van hulle veld te leer. Ek vra net van hulle tyd. En 'n oop gemoed. Dis al wat ek vra. En so dit kos hom nie 'n sent nie. My reiskoste word betaal, my salaris word betaal, dit kos hom nie 'n sent nie. Maar hier is mense by wie ek baie gereeld kom. Dit ontvanklik is vir jou boodskap. Ja, baie gereeld kom. En wat die boodskap kry. En ek sê nie, jy moet als vir soetkoek opeet wat ek hom vertel he. Hy het mos 'n brein, hy het mos 'n verstand. Hy luister en gaan neem waar en interpreteer. Dan gaan hy self sien. Hy hoef nie presies alles te doen wat ek sê nie. Ek sê nie almal moet, ek het alle kennis gepag het, maar ten minste kan ek hom wakker maak. Het jy 'n storie wat jy met ons kan deel van so 'n boer wat wakker geraak het? Jy hoef nie sy naam te sê nie. Nee, ek sal nie name noem nie.
Nee, verseker is hier so mense wat weet ek kan dit is 'n groot wildplaas in die Klein Karoo. Hulle is van hierdie plekke waar 'n klomp mense hulle huisies bou op verskillende plotte op die plaas en so aan. En party ons hou verby wil. Weet hy wil soos na diere toe wil hy agter elke bos 'n bok sien. Dan is dit te veel. Ander mense het nou al die boodskap gekry en verstaan dat jy moet jou wildstapel streng reguleer om jou veld bestuur. Nou hulle het vreeslik gesukkel. Hulle het op die ou end, is 'n groot plek, hulle het op die ou end meer as 200 diere uitgeskiet. En toe wil hulle nog uitskiet. Maar toe begin die ons hare nou regop staan. Toe kry hulle my in. Toe kry ek 'n klompie van hulle en ek gaan wys vir hulle in die veld. Vat hulle na die plante toe. En vat hulle na die grond toe. En ek wys vir hulle, julle is besig om moeilikheid te kry. Hier is die aanduidings daarvan. Julle het nog 'n groot moeilikheid nie, maar julle is vinnig op pad saam. Daar ons het nog meer as 150 gevat en stuks wild uitgehaal. Hulle bestuur die plek nou baie mooi, konservatief, maar baie mooi. Hy veld is nou in 'n pragtige toestand. Ek sê enige ou son toe vat. Yes, Hulle wys kyk so moet 'n wildplaas bestuur word. En Louis, wat gebeur as die veld nie gesond is nie? Wat gebeur met die grond? Wat gebeur met die Nee, wat is die globale uitwerking van dit? Kyk, die hele spul is eintlik een pakkie. Ons is geneig, mense is geneig om diere en grond en klippe en plante en goggas en al die goed almal apart te sien. Maar eintlik is dit maar een pakkie. So een van die dinge byvoorbeeld waarna mense kyk as jy kyk of 'n veld gesond is. As jy kyk na die klein diere lewe. Is daar muise, rotte, dit grawende goed, dit eisevarke, ertvarke, muishonde, meerkatte, whatever daar voorkom, alles kom hier oral voor hè. Maar jy kyk na sulke goed. En jy kom 'n veld waar jy dit skilpaaie wat baie belangrik word. Jy kom 'n veld waar jy nie skilpaaie sien nie. Jy sien nie eisevarke, tekens vir eisevarke. Jy gaan nie eisevarke in die dag sommer sien nie. Ek het al, maar dit is nie algemeen nie, ja. So jy kyk waar hulle gegrawe het, ander tekenspore en wat ook al. En as jou veld gesond is, dan gaan daardie dierelewe ook gesond wees. Daar gaan van hulle daar wees. Daardie aspek van die natuurlewe gaan ook gesond wees. En hoekom moet hulle daar wees? Hoekom moet hierdie grondgrawers daar wees? Ja, jy sien, daarvoor moet ek jou veld bevat en jou wys, eintlik. Okay. Ja, kan jy vertel, maar as jy het self sien, dan gaan die impak groter wees. Jy weet, hier kom eendag Amerikaners by my, op 'n plant toe. En soms so deur die loop van die toer vra een van hulle vir my, is eistervarke by my ook so 'n probleem in die veld? Ek sê vir hom nee. Ek het geen probleem met eistervarke nie, maar wat laat jy so 'n vraag vra? Nee, sê by die gasteplaas waar hulle bly word, die eistervarke verniel die veld so die mense moet hulle doodmaak. Ek sê ek soek 'n vars eistervarkgaatjie waar hulle nou nag of twee tevore gegrawe het. Ek sê kyk hierso. Die eistervark gegrawe. Hy het skade gemaak, sien jy? Hy as die plantjie wat hy wou hê, hierdie 2, 3 ander plante het hy uitgegrawe om daai enetjie te kan bykom. Hy het skade gemaak. Ek stem saam. Ek soek 'n bietjie ouer gaatjie. So 'n paar weke of 'n paar maande ouer. En ek sê kyk hierdie gaatjie, hy het ook die eistervark gegrawe. Wat sien jy? Ek sê nee, hy sien 'n gat in die grond. Ek sê nee, kyk behoorlik. Moenie sommer net na die gat kyk, kyk binne in die gat, wat sien jy? Hy sê ooit water gestaan in die gaatjie. En nie lê stokkies en blare en nie lê 'n paar saadjies op. Ek sê reg, goeie waarneming. Vat hom na nog 'n ouer gaatjie. Ek sê wat sien jy? They created a seedbed. Staan 'n hele gaatjie vol plante. Yes. I see. So alle grawende goed. Veroorsaak het water en lig. en saad en die goed bymekaar kom. En in die grond kom. En dis 'n plek waar stikstof in die grond kan
Presies. ja, koolstof in die grond kan ingaan. Want die goed wat daar aanval spoel gewoonlik nie weg, hulle dryf in die gaatjie. Yes. En so kan jy aangaan. En nog 'n ding waarna mense kyk wat met die toestand van plante betref. Jy weet hierdie ou sambreelboompies wat jy so hier oral kry nie, maak tog 'n mooi foto. Ja. Nee, maar is eintlik 'n lelike gesig. Jou spekbome en guarries en die goed, maak hulle voete toe. Hy toe tot op die grond toe. En dan gaan kyk jy onder 'n guarriebos wat toe is tot op die grond toe, hy is so gepak onder hom. 'n dik pak blare en stokkies en goed. En as hy 'n sambreelboompie het niks om hom nie, as kaal grond om hom. So die grond word warm, word droog, hy kry nie skade weer nie. Hy kan nie ander plante groei in sy beskerming nie, want hy kan nie lekker beskerming bied nie. Dan kyk jy na daai ander wat toe is, dan sien jy 3, 4, 5, 6, partymal tot 20 verskillende plante in een bondel. Wat van verskillende spesies, nie dieselfde spesies nie, van verskillende spesies. Ja. Wat daai hoopie beskerm. Nou dis wat ek sê, mens ook kyk na die toestand van die plante. Nie net weet of hy geëet is en hoe hy geëet is en so aan. Kyk, party plante soos jou dopring. Hy word verskriklik maklik as 'n breeltjie geëet. Hy's baie smaaklik. Ja. Maar 'n guarrie is nie so smaaklik nie. So as jou guarries kan breele geëet is, het jy groot moeilikheid. Jy kyk ook byvoorbeeld na goed soos oormatige hoeveelheid krimpsiektebos in botterbome en alwyne en melkbosse, euphorbias. Jy weet hierdie geel melkbos wat jy reg op vingers maak. En sulke goed. As daar oormatige hoeveelheid, dan praat ek nie eens van die pioniers soos kraalbos, kraalbos of geelbos, party van die vygies en sulke goed. Plakkies, party plakkies en so. Ja. As daar oormatige hoeveelhede daarvan is, daar 'n rede voor. Nou doen hulle 'n goeie werk. Hulle bedek die grond ten minste. Hulle maak ten minste die grond koeler. Hulle stop om die water afloop uit die veld uit. So dit is beter as kaalgrond, maar dit is nie reg nie. Ja. Dis Louis, dit voel vir my ons kan by jou hierso sit tot ons tyd hardloop nou met ons weg. Wat gaan jy onthou van ons gesprek vandag? Ek dink ek het dit eintlik neergeskryf toe Louis dit gesê het dat stories praat altyd met ons. Dit gaan ek onthou. Want ek dink dis die begin dat alles het 'n storie, alles het 'n begin en alles het 'n einde en weer begin. En dis wat ek wil onthou. Kyk met veldbestuur op. As jy vir die mense verduidelik hoekom, vir hulle 'n storie vertel oor die ding. 'n Storie bedoel ek nou, dit kan 'n feit wees of dit kan 'n wolla storie wees. Partykeer bederf mense 'n goeie storie met feite. Met feite, ja. Maar tongenietjies, wetlik is tongenietjies, verstaan jy? Ek is nie dat ek hulle belieg nie. Maar jy moet vir die mense iets meer vertel as net die name van goed. Dis eintlik maar waar dit is. Ek kan iets onthou van die belangrikheid om goed waar te neem en ook 'n tydlyn van ons net as ons net 'n halwe nou manier kyk en ons kyk weier. Ons is baie genoeg ek sien ons die lewe. Vir my wat jy van praat. Wie jy dink daaroor. Interpreteer. Maar baie dankie dat jy tyd op sy gesit het vir ons het koppel by mekaar. Ons hoop ons kan weer by jou 'n draai kom maak. Ek het nou baie om te vertel. Ek weet. En ons het nog baie wat ons wil hoor. Ja, dat is definitief nog baie wat ek wil leer. Louis, voordat ons gaan, hoe kan mense op 'n toer kom? Hoe kan hulle kom leer van die natuur, van die plante? My webtuiste minwater.co.za. Okay, dis maklik. Ja. As hulle meer wil uitvind oor die GCBR, die Gourits Cluster Biosphere Reserve, hulle webtuiste, hulle webblad is gourits.com. Gourits.com. Maar Gourits met 'n Z. Gourits met 'n Z. Daar sê. Hans? Ja, baie dankie. Ons luister ons praat volgende maandag aand verder. En ons speel uit met 'n laaste liedjie van Joe Newman. Ek sal nie bang wees nie.